Ek kom in die week by baie mense en ek hoor as mense praat, dan kom baie mense en hulle sê, ek is sommer net lus om op te gee. Ek is net lus om moed op te gee. En weet jy, ek lees 'n skrif in die Bybel en dit tref my hart en dit slaan in my hart en ek sê, Here, ons gaan nie moed opgee nie. Ons gaan nie moed opgee solank as wat die Here saam met ons is nie. Maak nie saak hoe lyk ons aanvegtinge nie. Maak nie saak wat die duiwel na ons toe gooi nie. Wat saak maak is nie wat om jou gebeur nie. Wat terwyl die goed om jou gebeur, wat saak maak is wat gebeur binne in ons. Wat laat ons toe in ons harte gaan lê met alles waardeur ons gaan. As ek julle moet vertel net hierdie week, ek het baie stories van my gehoor hierdie week, ek het tot blykbaar vir kinders gesê, hulle kan pond kyk en prys die Here. As die aanvalle kom, sê God is nie uit hom uit nie. Kom ons staan sterk. Kom ons bid vir ons vyande. Kom ons bid vir mense wat teen ons opstaan. Kom ons bid vir mense wat ons aanval die heeltyd. Wat die heeltyd, en ek gaan vir julle wys vandag, hierdie goed moet ons almal eintlik sterker maak. Alles wat jy gaan, jy moenie moed opgee nie, jy moet sterker word. En hoe word ons sterker? Krag van die Here. As ons in ons eie krag probeer om hierdie goed te beklei, gaan ons dit nie reg kry nie. Maar dank God vir sy woord, dank hom vir die krag wat hy ons gee. En kom ons begin by 2 Korintiërs 4 vers 16 en ek lees dit uit die 53 vertaling uit. Daarom gee ons nie moed op nie. Is dit nie wonderlik nie? Ons gaan nou sien, hoekom gee ons nie moed op nie? Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Terwyl ons ouer word, terwyl jou liggaam agteruit gaan, terwyl goed om jou gebeur, word jy innerlik versterk? Kan jy sê, Here, ek het sterker in die stryd uitgetree, of wat laat jy toe? Wat jou aftrek? Sê jy, Here, ek gaan maar eerder toelaat dat die omstandighede my aftrek, of sê jy, Here, ek gaan boontoe gaan? Wat sê Job? Of kom ons begin eers, wat sê Jesaja Deuteronomium 28? Hy sê, God maak my en jou die kop en nie die stert nie. Ons sal boontoe gaan en nie onder toe gaan nie. Ons sal vorentoe gaan en nie agtertoe gaan nie. Dan sê hy in Job sê, daar in Job 22 gaan sê, as die Satan van my sê aftrane, dan sê ek vir hom optrane. Wat besluit ek en jy in jou hart? Gaan ons toelaat as die duiwel vir jou aanval en jy is op die aftrane pad om te sê ek bly op die verkeerde pad? Of gaan jy sê nee, Here, 'n bietjie daai optrane pad wat my se nou en dan bietjie sterker maak, wat my se nou en dan bietjie leer, is ook goed. Is ook goed om daardeur te gaan. Hy sê vers 17, want ons ligte verdrukking. Hoor jy wat sê hy? 'n ligte verdrukking. Wie van julle wat hier sit, was al gedreig met jou lewe vir jou godsdiens? Ons was nog nie. En ons gaan deur baie goed. God sê hier, dis eintlik 'n ligte verdrukking. Vir jou voel dit op daai oomblik of die hele wêreld so op jou skouers sit. Dit voel, Here, ek kan net nie meer nie. Dit voel, Here, hoekom ek? Hoekom nie jy nie? Weet jy hoekom jy? Want God het jou uitgekies. God het jou aangestel. God het besluit, jy is my uitverkore kind. Ek sal jou deur hierdie goed wat die Bybel sê, ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. Hy sê, maar saam met die versoeking, geef ons 'n uitweg. Daar's altyd 'n uitweg, glo my broer, my sussie, dit lyk nie vir ons nou so nie, maar daar is 'n uitweg. Sy naam is Jesus. Hy gee altyd vir ons uitweg. Hy sê hierdie ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is. Is net vir 'n oomblik. Jou oomblik kan dalk 80 jaar wees. Jou oomblik kan dalk 40 jaar wees, jou oomblik kan dalk 100 jaar wees, maar God sê, dis net vir 'n oomblik. Bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Jy sien, ons almal soek die heerlikheid op hierdie aarde, ons soek die lekker lewe op hierdie aarde, ons soek 'n goeie, en ons almal wil dit hê, die Here wil dit vir ons gee ook, maar hy sê, hierdie heerlikheid waarvan hy praat, is nie net nou nie, ja, is nou ook, maar is hiernamaals. As jy deur hierdie verdrukking kan gaan, en deur alles waar jy gaan, en jy behou jou geloof, en jy wankel nie in jou geloof nie, en jy kan nog steeds jou oë op die Here hou, dan gaan jy heerlikheid kry as jy hierdie aarde verlaat, wat geen mens gaan verstaan nie. Dis 'n goddelike heerlikheid, dis 'n ewige heerlikheid, in die teenwoordigheid van God, vir ewig en altyd. Hy sê in vers 18, 2 Korintiërs 4 vers 18, omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Jy sien, hierdie waar ons deur nou gaan is tydelik, maar die goed wat ons nie sien nie in die geestelike wêreld, dit bring vir ons 'n ewige heerlikheid. Daarom, as gevolg van dit waarna ons op pad is, daarom gee ons nie moed op nie. Jy sien, baie keer gee ons moed op want ons sien net nou.
Ons sien net nou die probleme. Ons sien nou die storms. Maar plaas ons na die een kyk wat op die water kan loop. Plaas ons na die een kyk wat die storm bestraf het, wat vir die storm gesê het, see word stil, daar in Markus 4:35. Hy sê vir die see, swyg, wees stil, en hy bestraf die winde. En hulle vra, wie is hy? Die disippels vra, wie is hy? Dat self die winde en die atmosfeer hom gehoorsaam is. Jy sien, hy is Jesus. Hy bestraf die storms in ons lewe. Maar waarna toe hardloop jy in daai storm? Na wie kyk jy in die storm? Baie mense, as ek by mense kom en hoor ek mense sê, ek kan nie meer nie. Het jy dit al gesê? Die Here weet, ek sê dit baie keer. Here, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek is nou moeg. Maar prys die Here, as ek dit sê, dan sal baie van julle lidmate sê, pastoor, hoe wil jy ons nou leer, nou vir ons kom vertel, jy kan nie meer nie. En dan kry ek weer moed. Sê ek, Here, hoe kan ek dit bespreek? Hoe kan ek hierdie gedagtes dink? Ons kan, ons is fisies, emosioneel, dalk finansiëel, op elke gebied van jou lewe word jy aangeval, op elke gebied van jou lewe is jy dalk moeg. Maar jy het nie nodig om moeg te bly nie. Vind jou rus in die Here. Vind jou krag in sy teenwoordigheid. Jy sien, ons is vandag te besig met baie goed. Ons kom nie meer by God, by die oplosser van al ons probleme uit nie. Ons versoek 'n kitsoplossing. Maar God soek ons tyd, hy soek ons aandag. Ons lees in Jesaja 40, vers 29, en ek lees dit in die 83 vertaling. Hy gee die vermoeide krag. Wie? God. Hy gee alles wat jou pla, alles wat op jou aanval. Hy gee vir die vermoeide krag. En dan sê hy versterk die wat nie meer kan nie. As jy nou vanoggend hier sit en jy sê, pastoor, ek kan nie meer nie. Ek is op my einde. Dit is baie maklik, gaan in jou bidkamer. Gaan na God se woord toe, kry 'n nuwe woord. Die Here weet ook hierdie woord kry. Maar ons sal nie moed opgee nie. Toe voel ek 'n ander mens. Sê ek, Here, nou is ek weer lus vir die lewe. Nou is ek weer lus om 'n paar siele te red. Nou is ek weer lus om positief te wees. Nou is ek weer lus vir die dinge wat ek vir U kan doen in die lewe. En hy sê, hy gee vir jou krag. Hy gee vir jou sterkte. Hy sê, selfs jong manne word moeg en afgemat. Selfs mense in hulle vleur struikel en val. So, moenie dink omdat dis net jy van die aanvalle beleef. Moenie dink dis net jy wat dalk sterk is of wat dalk nie meer sterk is nie, wat dalk nie meer genoeg krag het om teen te staan. Hy sê selfs die mense in hulle vleur, hulle wat nog kans sien, selfs hulle word baie keer moeg. Maar hoor wat sê hy. Dan sê hy in vers 31, maar die wat op die Here vertrou. Hy weet nie, my sussie, waar lê jou vertroue? Waar lê jou krag? Waar lê jou sterkte? Wie is jou bron? God is die een wat vir jou die pad maak. As hy vir die Israeliete in die woestyn wat hulle eintlik 14 of 12 dae moes gevat het, as hy hulle 40 jaar kan onderhou, kan hy dit vir jou ook doen. Hy wil dit vir jou doen, weet jy dit? Jy sien, baie keer sit ons met die ding van God wil nie. God is kwaad vir my. Hy stel nie meer aan my belang nie, hy het my verlaat. Hy gaan nie. Ek beloof jou, hy gaan jou nie ooit verlaat nie. As jy reg deur die Bybel kyk, hy sê duidelik in sy woord, ek is altyd by jou. Jesaja 43 sê, hy sê, vers 1 sê, wees nie bevrees nie. Hoekom? Want ek is met jou. Wees nie bevrees nie. Ek het by jou naam geroep, jy is myne. Is dit nie wonderlik as God volgend vir jou sê, maak nie saak waar jy gaan nie, ek is nie kwaad vir jou nie. Hy jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal nie vir jou te veel wees nie. Berge sal voor jou wyk. Riviere vir jou in jou hande klap. Dan kom hy in Jesaja 43 vers 4, hy sê 'n mooi ding. Hy sê, omdat jy koslik is in my oë, hooggeag is en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Dan kom hy vers 5 vir die tweede keer. Hy sê vir my en jou, wees nie bevrees nie. Jy weet die duiwel kom so vinnig met sy vrees. Hy kom so vinnig met benoudheid. Hy maak jou benoud in die omstandighede waarin jy is en dan voel jy ek kan nie meer nie. Hef jou oë op. Hy sê maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Het jy gesien wat doen 'n arend? Hy vlieg tot hy bo daai storms kom. Tot hy bo daai wind kom, dan sweef hy. Maar daai vlerke. En God sê, doen dieselfde vir my en jou. Jy sweef bo jou omstandighede. Jy leef bo jou omstandighede. Jy weet, ons sê ons altyd, as jy vir iemand vrou gaan het, onder die omstandighede. Die Here weet, my broer en my sussie, begin jou
denkwyse verander. Ons is bo die omstandighede, ons is nie onder die omstandighede nie. As jy die hele tyd dit gaan proklameer oor jou lewe, gaan dit met jou gebeur. Hy sê, gee vir jou arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemaat nie. Is dit nie wonderlik wat God vir ons sê? Hulle hardloop en word nie moeg nie. Die Here wil vandag vir jou nuwe energie gee. Hy wil vandag vir jou sê, weet wat? Ons is in 'n wedloop. Ons is in 'n maraton. Jy weet wat die verskil tussen 'n maraton en 'n wedloop en 'n nalope? 'n Nalope spring jy vinnig weg en jy eindig vinnig. Ek onthou, ek het op 'n stadium baie maratonne gehardloop. Nou hardloop ons daai Loskopdam. Van Middelburg af na Loskop. Wat is daai Forever Resort? Gaan maak ons daar klaar. En toe ek wegspring, ou maat, is ek voluit en ek gaan en ek voel lekker. En soos die duiwel het wil hê, toe kry ek mos nou so verskriklike, ek kan nie onthou nie, seker 2 of 3 kilometer lekker afdraande, maar kyk toe al ek. En toe ek onder by daai afdraande kom, toe begin ek krampe kry. En ek sê, Here, ek het te vinnig begin. Jy sien, baie mense wil te vinnig begin. Hulle wil te vinnig begin. En ek begin loop en ek is moeg. En dankie Here, hier kry ek 'n ou noodoptentjie. En hulle gee vir my 'n bietjie water en hulle sê vir my, nee, sit. Ons sê jy moet die ambulans vat. Ek sê, wat? Ek moet klaar. Hulle sê my, jy kan nie eens loop nie, maar jy wil klaarmaak. Ek sê, watch my. Ek spring al op en ek begin weer so stadig aan. Pikkel, ek hardloop, ek kan loop, ek hardloop, ek kan loop, maar prys die Here. Weet jy wat's lekker as jy by daai Loskopdam klaar gehardloop het? Jy trek daai tekkies uit, dan val jy sommer binne in daai swembad. Poep, dan rus jy. En weet jy wat? As jy die reis klaarmaak, as jy die wedloop kan endurance, wat is endurance in Afrikaans? Uithou vermoë. As jou uithou vermoë daar kan wees vir God, gaan jy 'n onverwelklike kroon kry. Jy gaan die wedstryd klaarmaak, jy gaan die wedloop klaarmaak. Jy gaan sê, Here, miskien het ouens vinniger as ek gehardloop. Maar ons gaan almal na dieselfde plek toe. Dalk het ouens vinniger as jy gehardloop. Is alright as jy op jou slakke pas is. Partykeer kom 'n ou aan die einde van sy lewe. Sy hele lewe gemors. Dan kom hy aan die einde van sy lewe. Dan gee hy sy hart vir die Here. Weet jy wat? Hy was ook in die wedloop. Jou wedloop was dalk anderster. Jou wedloop was dalk makliker. Jy het dalk in jou jong dae die Here gedien. Hy dalk, soos die ou in die kruis op sy laaste, toe besef hy, Here, wat het ek in my lewe gemaak? En hy roep die Here aan. Maar ek en jy die voorreg, ons het klaar die Here gevind. So weet jy wat, vra die Here, rig my voetstappe vir hierdie reis. Want weet jy, as jy in hierdie wedloop is en jy volg hierdie hardloop hierdie wedloop soos ek, jy begin te vinnig en jy vertrou nie op die Here nie en jy doen jou eie ding, gaan jy moeg raak. Jy gaan uitsak. Maar prys die Here as jy op jou einde kom. As sê God vir jou, ek staan en tel jou weer op, dan maak jy klaar. Moenie sonder die Here probeer klaarmaak nie. Vra die Here kort, Here, rig net my voetstappe. En dan lees ons in Hebreërs 12 vers 3 in die 53 vertaling. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondes teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Wat sê die skrywer vir ons hier? Wanneer jy moeg raak, dink 'n bietjie, die Here het die stryd gestry aan die kruis. Hy het daai stryd aan die kruis gaan fight. Hoekom? Terwille van my en jou. Hy het in bloede toe weerstand gebied. Ek en jy is nog nie eens weerstand gebied aan die bloedlope in die geesteswêreld om die duiwel teë te staan nie. Dink 'n bietjie elke keer as jy wil moed opgee. Dink 'n bietjie aan Jesus. Toe hy aan die kruis was, hy terwille van my en jou, terwille van ons sonde, het hy nie moed opgegee nie. Hy het die lyding deurgegaan vir my en jou. So ek en jy kan ook daai lyding deurgaan. Ons kan ook sê, Here, as U dit vir Jesus gedoen het, kan U dit vir my ook doen. Ek kan dit doen saam met Here. Maar wat moet ons doen? Wat moet ek en jy doen om hierdie reis klaar te maak? Wat is jou eerste belangrike ding? Na wie kyk jy? Na wie is jou oë opgehef? Is jou oë op die Here? Is jou oë op menslike vermoë? Is jou oë op jou eie planne? Of na wie kyk jy? Ek wil jou eerste punt vir jou sê. Kyk op na Jesus. Stel, hy het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het gekom en vir ons kom wys hoe word dit gedoen. Wat doen probleme? Probleme maak dat ons nie probleme sien. Maar moenie 'n probleem sien nie, sien Jesus Christus. En jy weet, dan wil ons opgee. En ons kyk vas in die storms, wat so om ons slaan. Toe Petrus daai storm sien, en daai storms is baie groter as hierdie, as Jesus wat voor hom is, toe sit sy oë op die storm, en hy vat sy oë van die Here af, en hy kyk rondom hom. Dankie Here, toe hy sink, waar was Jesus? By hom.
As jy sink, as jy voel ek kan nie meer nie, steek net jou hand uit. Jesus gaan jou optel. En weet jy wat, hy gaan jou nie terug op die water sit nie. Hy gaan jou nie terug in die omstandighede sit nie, hy gaan jou help. Hy gaan jou op 'n veilige plek sit. Hy gaan jou op 'n plek sit waar jy beter voel. Die bootjie was nog steeds in die storms. Die golwe was nog steeds daar, maar al verskil is, Petrus het toe sy oë op die Here gehou. Hy het nie meer sy oë op die storms gesê, wat doen ek en jy? Ons fokus op daai storms, en daai storms maak dat ons sink. Vra vir die Here, Here, as die storms om my woed, waar berig ek my oë? Wat is my uitkyk? Is jou uitkyk Jesus of jou uitkyk die storms? 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom sê Paulus, gee ons nie moed op nie. En hy sê in vers 17, Jesus sterf aan die kruis, dat ons kan lewe. Sy bloed het gevloei. Vir my en jou, wat se lewe te gee, sê Johannes 10 vers 10? Die dief, die Satan slag, steel en verwoes. Jesus het gekom dat ek en jy lewe en oorvloed daarvan kan hê. Weet jy, die Here het jou nie gemaak om net te bestaan nie, my broer en sussie. Die Here het jou nie gemaak om net elke maand te survive nie. Die Here het jou gemaak om in oorvloed te lewe. In 'n goddelike oorvloed. Miskien nie finansiële oorvloed nie, maar in oorvloed seëninge, in oorvloed gees, in oorvloed siel, in oorvloed van God binne in jou. En dit wat binne in my en jou is, moet ons uitgee na die wêreld daar buite toe. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het sy lewe vir my en jou kom gee. Dink net 'n bietjie weer aan Jesus se stryd aan die kruis. Kom ons kyk, wat sê Jesaja 53 oor Jesus se stryd aan die kruis, vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat. Dink net 'n bietjie toe hy na die kruis toe gaan. Die kerk kruisig hom. Sy disippels staan almal daar agter. Martha en Maria staan hier voor. Hulle was die enigstes wat nog daar was. Die mense het hom verag. Hoekom het hulle hom gekruisig? Omdat hy die fabels en die wette en al die tradisies kom afbreek het, omdat hy gesê het, my God, het julle wette kom wegvat en vir julle nuwe wette. Ek skryf nuwe wette op die tafels van julle harte. En wat is dit? Dat ons moet glo in die naam van sy seun Jesus Christus en mekaar sal lief hê. En hy kom praat oor liefde en hy kom doen op Sondag wonderwerke en die kerk verstaan nie hierdie goed nie. Hulle haat hom. En hulle gaan my en jou ook haat, my broer en my sussie. Omdat ek en jy vir Jesus opstaan. Omdat ek en jy doen wat Jesus vir ons wil hê. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Wat se smarte? Hy het jou en my smarte in een oomblik. Het hy my en jou smartheid en ons krankhede het hy aan hy kruis gaan dra. Terwille van my en jou het hy aan hy kruis gesterf. En dan sê hy, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hulle sê as jy daai prentjie, die regte prentjie van Jesus aan daai kruis moes sien. Die mense wat om hom gestaan het, wou nie eens na hom kyk nie. So sleg het hy gelyk. So was hy verwoes en verniel en geslaan en gespot en te kere gegaan. En dis wat hy hiervan praat. Hy sê, was geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hoekom het God toegelaat dat sy seun geslaan word? Hoekom laat God toe dat mense sterf? Want jy sien, as mense geslaan word ter wille van God, dan word hulle sterker en mense om hulle word ook sterker. Iemand vertel my 'n storie van 'n ou wat hulle stuur hom tronk toe vir sy, daar in Duitsland, of in Rusland stuur hom tronk toe vir sy geloof. En hulle sê vir my, ons gaan in die tronk sit alleen in 'n kamertjie en jy gaan nie kos kry nie. En jou sê nie, is reg, ek vertrou my God. Hy sê, ons kom kyk hoe lank gaan jy uithou. En hierdie ou wat hom daar sit, elke dag kom check hy. En hy sien hierdie ou word al nader. Maar die ou se gelaat raak beter. Sy binneste raak beter. En hy verstaan dit nie. En hy vra vir die ou, hoe kry jy dit reg? En die ou sê, kyk hier so, hy lig sy kussing op. Hy neem vir elke dag 'n stuk brood. En die ou sê vir hom, wat gebeur? En net toe dit sê, hier kom die kat wat vir hom elke dag brood bring by die venster in. En toe ek kyk, toe sê hy, maar dis my dogter se kat. Wat vir hom, jy sien, wat vir hom en vir daai oue probleem was, het God gebruik sy eie dogter se kat om sy oë oop te maak, om hom te laat besef, maar hierdie ou wat jy nou hier besig is om te straf, en hierdie ou wat gestraf word, wat het hy gedoen? Hy het gesê, is okay, ek gaan sterker word in my Here, en toe in hy tronk gaan toe bid hy, en hy sê, Here, ek is nou afhanklik van U, ek gaan nie meer op my eie nie, U moet nou help. En elke dag kom die kat by die tralies in en gee vir hom kos. Jy sien, God het die vermoë om die ondenkbare met my en jou te doen, om jou te onderhou. Maar jy sien, wanneer ons mos deur 'n moeilike tyd gaan, wat doen ons? Dis juist jou seisoen van wag, wat jou grootste deurbraak kom. Hy kom nie wanneer die deurbraak kom nie, hy kom in jou tyd van wag.
om te kyk, hoe reageer jy, hoe tree jy op, kan jy jou geloof in die Here behou, of is dit juist dan, wanneer ons dikwels dan, wanneer ons begin sê, kan nie meer nie, gee op, kyk die wêreld na die Christen, en sê, as daai ou so lyk, wil ek nie so lyk nie, as daai ou Christen, homself 'n Christen noem, wil ek nie 'n Christen wees nie, pas op wat ek en jy vir die wêreld daar buite gaan uitdra, hoe lyk die beeld van Christus, wat uit ons uitskyn, en God laat goed met ons gebeur, om my en jou sterker te maak, hy laat goed met jou gebeur, omdat hy lief is vir jou, nie omdat hy jou haat nie, omdat sy werk, as hy nie lief was vir ons nie, kon hy Jesus aan die kruis gespaar het, maar hy was lief vir ons, en het hy hom nie gespaar nie, hy sê, nogtans, vers 4, het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God verslaan en verdruk was, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, waaraan was hy onderworpe? Aan die opdrag wat God hom kom gee het, om aan die kruis te sterf, hy was onderworpe aan God, aan sy doel op hierdie aarde, hy het geweet, Here, my doel is die kruis, maar is alright, ek sal deur die kruis gaan, party mense se doel op aarde is dalk om, God bring dit nie oor jou nie, die Here weet, maar partykeer kry jy dalk kanker, en weet jy, terwyl jy dalk met daai kanker sit, hoe tree jy op? Wat sien mense van jou? Sien hulle die kanker of sien hulle jou God? Sien hulle hoe jy agteruit gaan en God blameer, of sien hulle hoe jy agteruit gaan en God die eer gee? Sien alles waardeur ek en jy gaan, dit is tot sy eer van sy naam. Toe Dawid vir Goliat verslaan, toe kom hy by hom en hy sê vir hom, jy het my nie uitgedaag nie. Jy het die geslagsorders van die lewende God uitgedaag. Vandag sal die Here jou in my hand gee. Hoekom? Sodat die wêreld kan sien wie my God is. As die wêreld na my en jou kyk, kan hulle sê wie is jou God? Of wonder hulle? Kan hulle sien hoe lyk jou God? Of wonder hulle? Kom ek en jy sê, Here, begin met my. Verander my, dat mense God aan my kan sien. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Jou stryd is dalk vandag bitter. Hy's hard. Hy's swaar. Jy het dalk 'n doring in die vlees, wat Paulus gesê het. En jy weet nie of van daai doring in die vlees ontslae te raak nie. En wat sê God? Paulus bid 3 keer. En die Here sê, vir my genade is vir jou genoeg. Weet God se genade is vir jou alles genoeg. Hou net jou oop om. Moenie afdwaal en soos die wêreld word nie. Punt 2. Verander jou perspektief van swaar kry. As jy in hierdie swaar kry is, besef God is besig om jou sterker te maak. En dan sê hy in Hebreërs 12 vers 5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gerig nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elkeen wat hy aanneem. As jy 'n kind van die Here word, wat gebeur met jou? Jy word 'n oopteken vir die duiwel. Hy val jou aan, hy's kwaad vir jou. Hy's baie kwaad vir jou. Ek sê gister vir daai doopelinge, julle moet onthou, julle het nou 'n vyand. Hy wil nie hê wat daar gebeur het gister nie, hy's kwaad vir jou. Hy gaan jou aanval, maar prys die Here, hy gee vir jou die krag. Hy hou jou sterk. Hy maak dat jy nie verloor nie, dat jy nie ondergaan nie, dat jy jou lewe beloor. Hy sê nou, lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Dink as jy nou deur 'n moeilike tyd gaan, is mos nie lekker nie. Jy wil opgee. En ons sê, Here, kan nie meer nie. Hy sê, dis nie nou 'n saak van blydskap nie. Jy verstaan dit dalk nie eens nou nie. Jy kry swaar terwyl jy nou in hierdie stryd is. Jy voel, Here, ek wil opgee. Hoekom ek? Weet jy hoekom jy? Ek dan het vir jou gesê, jy is uitgekies. God weet jy kan dit doen, en dan sê hy, maar, is nie 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Later lewer dit 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Nou, wie van julle wil aanhou oefen in dieselfde ding? Hy sê, dit bring vir jou ewige blydskap as jy daardeur geoefen is. So wat maak stryd in jou lewe? Dit maak jou sterker. Dit maak jou meer afhanklik van God. Hoe meer jy die stryd baie keer ervaar, hoe meer bly jy op jou knieë. God weet, as ek jou dalk nou in daai stryd uitvat, dan vergeet jy dalk van die Here. Dan dwaal jy dalk af. Dan begin jy dalk jou eie goed doen. Maar hier sê hy, hierdie stryd bring vir jou blydskap. Hy sê, daarom, rig die slappe hande en verlamde knieë weer op. Wanneer dinge moeilik raak, dink ons dadelik, God het my verlaat, God het my vergeet. Of die beste mos wat die duiwel met ons kom doen, God is kwaad vir jou.
voel mos die Here is kwaad vir jou. Hy is nie kwaad vir jou, my broer en my sussie. Weet jy, God kan nie meer vir jou kwaad wees nie. Hoekom nie? As God vir my en jou kwaad is, sy seun verniet gesterf. Dan moet sy seun weer sterf. Al wat ons doen, God is nie kwaad vir ons nie, ons beweeg onder sy genade uit. Ons beweeg onder sy beskerming uit. Ons beweeg onder die sambreel uit van hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Bly onder sy skuilplek. Al val die duiwel jou daaraan, gaan jy sterk staan. Maar as jy daar uitbeweeg, as jy oop teiken, kom ons bly onder God se beskerming. Jakobus 1 vers, daarom rig die slaaphande en verlamde knie weer op. Weet jy wat beteken daai woord van stig of verantwoordelikheid op straf? In Grieks is dit die woord paideia. Paideia beteken kinderskolingswerk. Met ander woorde, God is besig om jou te skool. Dan sê dit ook opleiding of afrigting. Nou dink 'n bietjie, as jy 'n atleet is en jou afrigter is hard op jou. Hoekom is hy hard op jou? Met hy haat? Nee, want hy weet jy het die potensiaal en die vermoë om te wen. So hy wil jou sien wen. So hy druk jou. Hy druk jou. Nee, want hy haat. Ek onthou toe ek het landloop gehardloop op skool en ek was baie lief vir landloop en ek het hard geoefen. Maar my afrigter, meneer Leroux, hy was hard gewees. Partykeer as ek die lus vir oefen nie, dan sê hy, jy sal oefen. Hoekom? Want hy het die potensiaal gesien. God sien jou wenstreep. Hy sien wat jy kan bereik na die wenstreep. Dis hoekom hy partykeer hard is. Nie omdat hy hard is om hard te wees nie, maar omdat hy lief is vir jou. Want hy weet as ek nie so 'n bietjie hard is nie, gaan ek afdwaal. Jy weet, ons party ouens moet bietjie het meer dissipline nodig as ander ouens. Of as jy 'n ou wat sê, ek is baie gedissiplineerd. Ek hoef nooit bestraf te word nie, ek hoef nooit getuigtig te word nie, maar ek is 'n hardwerkende mens wat altyd in alles reg is. As jy volmaak is, sê die Here as jy leenaar. Ons almal het so nou 'n bietjie tugtig nodig. Ons het nou 'n bietjie 'n afrigter nodig om vir jou te sê jy kan. Jy moet net bietjie harder oefen. Jy moet net bietjie meer insit. Jy moet net bietjie meer getrou wees. Wat sê Jakobus 1 vers 2 oor vervolging, oor dit wat ons ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer jy in allerlei versoekings kom. Hy sê ag dit vreugde, omdat jy weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid werk. Met ander woorde, wat word in jou beproef? Jou geloof. Die duiwel sit en kyk, gaan jou van die geloof afkry, maar hy sê as jy daai geloof kan deurstaan, dan is dit goed. Nie as jy dit nie doen nie, hy sê vers 4, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Swaar kry is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Swaar kry is 'n teken van opleiding, is 'n teken om jou sterker te maak, om vir jou te sê jy kan dit doen. Swaar kry bewys eintlik God se teenwoordigheid. In die swaar kry is hy by jou. Jy's nooit alleen nie. Hy sê mos daar in Jesaja 43, ek is altyd by jou. Beskerm jou, jy's kosbaar. Jy weet wat gebeur met baie mense? Net so voor hy deurbak kry. Dan raak hy moeg en sak hy uit, dan wil hy nie. Vir mense ken ek en jy wat al die potensiaal gehad het om iets te bereik, maar dit iewers langs die pad moet opgegee en opgehou. Dis jou eie keuse, my boetie, as ek en jy bepaal dit self. Wat moet ons doen? Die derde punt. Wat moet jy doen en waar jy nou is? Staan op. Besluit, ek staan op en ek hardloop hierdie reisies. Ek gaan nie net sit en wag vir die lewe om verby te gaan nie. Ek gaan opstaan. Ek gaan vir die duiwel wys ek kan. Ek is deur God, deur hom wat my krag gee. Sorry, ek moet net 'n fout regmaak. Verlede week, toe sê ek hierdie woord, toe sê ek Filippense 8 vers 13. Sorry, dis Filippense 4 vers 13. Ons is almal skerp lidmate, nê. Ou wat nie in die kerk kan wees nie, want operasie gehad, hy sit by die huis, hy bel my na die tyd, hy sê pastoor, Filippense het nie 8 hoofstukke nie, is Filippense 4 vers 13. Maar partykeer as so vir 'n oomblik, jy weet mos partykeer dan dink jy ken die skrifte so goed, dan sê die Here kom ek wys jou net. Ek bring jou net so 'n bietjie terug aarde toe, dat jy net kan dink jy's nie so wonderlik as wat jy is nie. Maar sien dit as iets goed, nie as iets negatiefs nie. Hy sê in Hebreërs, staan op en hardloop jou reis, Hebreërs 12 vers 12. Daarom rig die slap hande en verlamde knieë weer op. Jou hande het slap geraak, jou knie, jy sê Here, ek wil nie meer, ek kan nie meer niks doen. Ek het uitgesak.
Hy sê, rig dit op. Hoe rig jy dit op? Jy staan op in die naam van Jesus. Jy neem 'n besluit. Jy sê, Here, ek kan. En maak regheid. Baie vir julle voete. Jy sien wat kies ons? Ons kies die lang pad. Ons kies ons eie pad. Jy weet, ek sê die Here het 'n reguit lyn vir my en jou hemel toe. Vir ons vat die lang pad. Maar so right, as jy die lang pad vat, kom net weer terug op die regte pad. Hy sê, maak julle paaie reguit. Sodat wat krepeel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. En die Here beveel jou vandag, hou op in sak en as sit. Hou op om jouself te bejammer. Hou op om te sê, Here, ek kan nie. Sê vandag, Here, ek kan. Ek gaan opstaan, ek gaan hierdie knie reguit maak. En dan sê hy, maar liewer gesond gemaak kan word. Sê vir die Here, Here, hierdie lede van my, wat nie meer geoefen is nie. Ek gaan nou in die geloof begin oefen. Here, ek gaan my geloof begin oefen. Ek gaan nou vir u vra, wat moet ek volgende doen? Rig my voetstappe en dan sal die Here jou op. En hy sê vir jou, wat wil hy hê moet jy doen? Tel jou kop op. Kyk die wêreld in die oë. Hy het vir Kain gesê, tel jou kop op. Die sonde lê en loer vir jou, die sonde begeer teen jou. As jou kop hang as jy oop teiken, tel jou kop op, kyk die wêreld in die oë en sê, ek kan, Here, ek kan, u gee vir my die krag. En dan, hoe doen ons dit prakties? Ons kies. Ek en jy kies. Jy kies vandag. Gaan ek op die ashoop bly sit? Weet jy, Job het nie gekies om op die ashoop te bly sit nie. Job het baie goed deurgegaan. Dink net op een dag, 10 kinders kan. Op een dag al jou vee, jou huis, alles weg, jy gaan sit op die ashoop. Maar hy het besluit, ek gaan nie daar bly nie. Ek gaan nie daar bly nie. Job sê in Job 42, as die sê aftrane, dan sê ek optrane. Ek kies. Ek kies wat ek wil doen. Jy moet kies vandag. Wat kies ons? Kies om aan te hou, goed doen. Moenie kies om op te hou goed doen nie. Galasiërs 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Jy sit 'n poging in, jy probeer en jy probeer. En dan voel jy, Here, maar hierdie poging bring vir my niks. En wat doen ons? Gee ons op. Hier sê hy, moenie ophou nie. Op die regte tyd sal jy maai as jy nie verslap het nie. Hou aan. Sê, Here, ek gaan nie opgee nie. Dit wat ek nou doen, ek gaan aangaan tot u vir my sê, doen iets anders. Maar solank as ek by daai werk is, solank as ek op daai missie is, solank as wat ek moet doen, wat ek doen, gaan ek my alles gee. Ek gaan nie opgee nie. En dan lees ons in Filippense 3 vers 14. Paulus gee vir ons hierdie hardloop taktiek. Hy sê vir ons, hoe moet ons hierdie wedloop hardloop? Wat moet ons doen? Hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek vergeet van my teleurstellings. Ek vergeet van alles wat met my gister en eergister gebeur het. Ek skryf dit af. Ek begin 'n nuwe hoofstuk. Ek begin vandag 'n blanko bladsy en ek sê, Here, vandag skryf ek wat in hierdie bladsy gebeur. Ek gaan nie meer dat die duiwel vir my sê wat gebeur nie. Ek neem 'n besluit, ek vergeet wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. Wat lê voor? Wat sê hy daar? En jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in Christus Jesus. Jy sien my boetie, my sussie, jou doel begin by dit wat jy nou mee besig is. Dit begin miskien by die werk waar jy is. Dalk wil God jou daar gebruik. Miskien bring hy 'n verandering. Dalk is hy besig om iets in jou lewe, maar hierdie doel wat hy jou nou voor aangestel het, as jy nie hierdie doel gaan bereik nie, kan jy nie die hoë roeping kry nie. Dit begin by daai doel. Dit begin daar. Moenie laat mislukkings jou vandag terughou nie. En hou op om jou wonde oop te krap. Daai wonde van seer kry, daai wonde van teleurstellings. Jy weet ons 'n plek wat ons om toelaat om gesond te word. Krap ons om die hele tyd oop, want ons herinner onsself aan waar ons vandaan kom. Ons herinner onsself aan wat almal ons gedoen het en wie wat ook al in jou lewe 'n rol gespeel het om jou te bring tot waar jy vandag is. Maar ons vergeet, wat het ek en jy gedoen om te kom tot waar ons vandag is? Jy sien, as jy foute maak, kan jy dit regmaak. Maar ons kies mos om te gaan sulk en almal te blameer en te sê dis almal om ons se skuld. Ek glo vandag, die Heilige Gees wil vir my en jou sê, daar's 'n nuwe krag in jou binneste. Die Heilige Gees krag woon binne in ons. Dis hoekom Jesus nie verniet gesê het in Johannes 14 en 16, ek stuur die Heilige Gees om altyd by julle te wees. Om wat te doen? Wat het hy vir die disippels gesê? Bly in Jerusalem. Hoekom? Totdat jy aangedoen is met krag in die hoogtyd. Gaan in jou binnekamer toe, sê Here, hier's ek nou. Help my, ek soek krag. Ek wil opstaan.
Sê vir die Here, Heilige Gees, help my, lei my. En hy sal, Bertus, julle kan vorentoe kom. Ek wil jou vra, wie wil vandag net 'n geloofsverklaring maak? Net 'n geloofsverklaring en sê, Here, as ek vandag opstaan, staan ek op om vir die duiwel te sê, ek staan op 'n nuwe mens. Ek staan op en ek kyk die wêreld in die oog. Ek staan op en ek sê ek kan. Wie wil saam met my staan en net sê ek kan? Gaan dit maak. Satan, lank genoeg het jy my bedrieg. Lank genoeg het jy vir my gesê ek kan nie. Lank genoeg het jy vir my gesê ek is nie goed genoeg nie. Lang genoeg het jy my probeer onderkry, maar vandag neem ek 'n besluit. Ek staan op in die naam van Jesus en ek neem autoriteit en ek sê, Here, ek sal dit doen want U is saam met my, ek is nie alleen nie. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanoggend om net weer U woord te hoor. Here, ek het myself soms so opgewek vanoggend uit die sak en as uit en gesê, Here, ek staan op vanoggend saam met hierdie gemeente, saam met elkeen wat opstaan. Ons het 'n nuwe vuur, die vuur van die Heilige Gees binne in ons vandag. Dankie Satan dat jy ons probeer aanval het, maar dankie dat jou aanval ons sterker gemaak het. Jou aanval het eintlik vir ons kom wys wie en wat ons in Christus is. Ons is nuwe skepsels, ons ou mens, die ou laaste selfbeeld, die ou sonde en al die goed wat daarmee saamgaan, het afgesterf. Ons het opgestaan vanoggend, nuwe Christene, opgestaan in die naam van Jesus Christus, om die wêreld in die oë te kyk en te sê, met my God sal ek dit doen. Met my God kan ek. Jy kan my nie keer nie, want God is saam met my. Ek is nie alleen nie. Help ons vanoggend, Here, om hierdie wedloop te hardloop saam met U. Saam met U, Jesus. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil vra as jy dalk gebed